vir die reiniging, want daar is deur die bloed van die lam. Glo jy in genade vir beveiliging, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Wandel jy nou dageliks met jou heiland sal, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou siel volkome op sy grote naam, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Kom die bruide, kom is al jou klere wit, rein gewas deur die bloed van die lam. Is jy ook bereid om aan die feest te sit, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein, deur die bloed, halleluja, die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Lê die sonde af wat jou nog so besmet, word gewas in die bloed van die lam. Die fontein vloei nog wat nou jou siel kan red, deur die kosbare bloed van die lam. Ja, is jy rein, deur die bloed, ja, deur die kosbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Is jy rein, deur die bloed, deur die kosbare
my skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jezus, liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer, o ja, my skuld betaal, maar nie met goud. En was die prys, die bloed van Jezus, ja, liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer, ja, my skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jezus, 'n liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer, my skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jezus, ja, liefdesprys was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer, my skuld betaal, maar nie met goud. Dit was die prys, die bloed van Jezus, ja, liefdesprys was my behoud. Oh, halleluja, prys die naam van die Here, dankie. Dit was die prys, die bloed van Jezus. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie, dat u u seun gegee het, dat sy bloed, sy offer, was 'n liefdesprys. Oh, halleluja. So dankbaar, wat terwyl ons op hierdie aarde is, geen kwaad praat, geen skinder, klippe gooi, Here, wat ons pad langs kom, maak saam. Wat die mens ook al doen, teen die bloed gewas, wat die bloed gewas is, oorkom, maak nie saak. Want ons is verlos deur die bloed van die lam. Skuld betaal, was die prys, die bloed van Jezus. Here, dankie, dis een iets wat niemand kan wegneem van 'n bloedgewaste. Is die bloed. En ons dankie dat u woord sê. In Openbaring, ons het duur gekoop deur die bloed van die lam. O Here, al hierdie aardse dinge maak nie meer saak. Kerkgeboue, al hierdie plekke van aanbidding maak nie saak. Dis net die bloed wat saak maak.
En die Here ons weet, wanneer die kerkwêreld sonder die bloed van die lam wil aangaan, dan bou hulle iets op hulle eie kennis en wysheid, wat geen krag dra. En dit is waarom, Here, merk ons dit, dat die kerkewêreld reg oor hierdie wêreld het opgehou om oor die bloed te praat en te preek. Dis een boodskap, Here, wat nooit kan verouder. Een boodskap wat sy krag behou, wat verlossing bewerk en saligheid aan ons gee. En dit is die bloed van die kruis. Ons eer U, dat ons weet, ons is gered deur die bloed alleen. Niks anders te kan bydra. Halleluja. Ons sing, ek sal klem aan die ou ruwe kruis, maar Heer, ons wil vandag uitroep, ons sal klem aan die bloed van die kruis. Oh, halleluja. Want dis die krag van God vir ons wat gered is. Baie, baie dankie daarvoor. So wil ons saam bid, Here, vir al die siekes. Dankie dat daar deur U wonde, waardeur U bloed gevloei het, genesing is vir elkeen. Here, dis nie 'n vraag nie, dis nie 'n miskien nie, dis nie 'n hoop nie. Ja, Here Jesus, dis nie iets om na uit te sien nie, nee. Die genesing deur U wonde is 'n werklikheid en is eg. En is elke oomblik van die dag. Daarom kan ons vir die siekes bid, omdat ons weet daar is genesing deur U wonde. En U is die groot geneesheer. Dankie dat U elke sieke aanraak en gesond maak, sodat U naam verheerlik kan word. Dis U wat die werk doen en ons prys U daarvoor. Halleluja. So wil ons saam bid, Here, vir al die gebedsversoeke, ken in hierdie oomblikke elke een se versoek voor U aangesig. Hierdie gebed, Here, wat roep na U, vir 'n uitkoms, vir hulp, vir verandering, vir 'n wonder, wat net U kan bewerk. Vra, Here, hoor elkeen se gebedsversoek en antwoord dit tot verheerliking van U naam. Weer eens bid ons vir U reën ook, Here. En ons bid ook saam, Here, vir hierdie siekte, dat kan klauseer. Sien hoe mense daar op die plaas en bid, dat die Here hulle diere moet spaar, Here. Dankie, dat U gee om vir die diere. Dis waarom U hulle gemaak het. U het nie iets gemaak, sodat dit net verniel kan word. Nee, Here. Dit moet behoue bly. En ons sien van die begin af, alles wat U gemaak het, het behoue gebly, terwyl die vyand alles wou verwoes, het U dit laat behoue bly. Ons eer U, dat U ook in hierdie geval die plaasboere sal help. Met dit en dat die Here ook reën sal gee op al die plekke waar dit nodig het. Ons wil die Here eer, want U antwoord gebed. Baie dankie dat ons kan saam bid vir U onfeilbare woord. Gee ons 'n geopende oor om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ja, Here Jesus, dankie dat U elke oor bestryk met U bloed, sodat die waarheid alleen, egtheid van die waarheid, in elke binneste sal insink. O, Here, laat die hart die waarheid van die woord sal ontvang, en volgens die waarheid sal lewe en wandel en dit so verkondig. Verheerlik U groot naam. Laat die Heilige Gees die een sal wees wat hierdie oomblikke sal spreek, dat ons altyd getrou sal wees met hierdie versekering, dat die Heilige Gees
sal ons leer lei in die hele waarheid. En so sal ons die verborgenhede van die woord van God in die hande kry. Baie dankie daarvoor en seën u woord en ons prys. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie oggend saam te wees. Groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja, ek is pastoor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Die afgelope tyd baie oor die bloed gepreek. En 'n wonderlike iets het by my gekom, ek gaan dit net noem voor die tyd. Soms, by my gebeur het baie keer, wanneer ek 'n boodskap van die Here ontvang en dan begin ek met dit wat ek ontvang het. Maar teen die tyd wat ek nou alles bymekaar gemaak het, skrifte ensovoorts, dan uit dit uit gee die Here vir my iets en dan is dit die boodskap wat die Here vir my gee om te bring. Dit gebeur, ek wil amper sê 90% van die tyd. Sodra jy met die woord besig raak oor 'n saak, dan uit dit uit gee die Here vir jou boodskap. As jy voel die Here het vir jou die boodskap gegee om te bring, doen jouself 'n guns, doen dit. Maar luister net baie mooi, want uit hierdie boodskap wat jy voel, gaan die Here vir jou 'n boodskap gee wat hy werklik wil hê jy moet bring. Halleluja. Jy kan dit nie bepaal deur enige iets nie. Jy kan nie 'n boodskap van iemand anders vat en dit bring nie, want dan is dit nie van die Here af nie. Jy kan 'n boodskap van iemand anders vat en jy kan dit na die Here toe vat en sê, Here, praat met my uit hierdie boodskap uit. En dan kan jou waarborg, terwyl jy hierdie boodskap navors, sal die Here vir jou 'n boodskap uit daardie boodskap uitgee. Ek wil amper sê, wat nie dieselfde, dit gaan dieselfde trek hê, maar dit gaan nie presies dieselfde wees, soos wat jy dit nou ontvang het nie. En dis die wonder van die woord. Halleluja. Dat elke boodskap wat jy ontvang is anders, maar bly dieselfde. Want daardeur verstaan ons die skrifte beter. As jy net een versie vat uit die woord en jy wil 'n boodskap daaroor bring, maak jy die grootste fout van jou lewe. Want die woord bestaan nie uit een versie. Hy bestaan uit Genesis 1 tot Openbaring 22. Dis die hele woord. Halleluja. En as jy dit wat jy wil bring nie kan verbind met die hele woord van God, met die hele Bybel, met die hele skrif nie, moenie daai boodskap bring nie. Sorg dat jy genoeg, as ek dit so kan uitdruk, backup het in die skrif en bring die backup ook saam in. Halleluja. Dis waarom so baie mense praat oor geloof en dan spreek hulle oor geloof en aan die einde van die dag is die boodskap wat hy gebring het eintlik niks. Want geloof is nie iets op onsself nie. Geloof, as ek dit so kan hê, baie vertakkinge. En as jy nie die vertakkinge verstaan, gaan jy ook nie geloof verstaan. En jy sal nie in die geloof kan lewe soos die woord van die Here sê. Maar ek wil dit net noem. Wat die Here vanoggend vroeg vir my gesê het is, daar kan geen bloed verbond wees met beloftes as daar nie eers 'n altaar met 'n bloedoffer was nie. As ons net in die Ou Testament teruggaan, nommer 1, Adam en Eva, bloed is vergiet om hulle te bedek. En weet jy, dit is vir my so wonderlik, dat ons praat oor bloedpleit, of vra die bloed van die Here vir beskerming,
vir bedekking ensovoorts. Nou sê baie, ons kan dit nie doen nie. Ek wil net sê, die eerste beginsel van die bloed is bedekking. By Adam en Eva. Bedekking. Die bloed van 'n bok het gevloei en daarin kon God velle maak. Vir die mens klere maak, nou, met hierdie vel. En daardie bloed wat vergiet is, spreek van vergifnis. Jy kan die woord gaan lees. Bloed, as daar geen bloedvergieting was nie, was daar ook geen vergifnis nie. So, toe die Here daardie bokke slag, daai bloed wat vergiet is, het vir Adam en Eva nie net 'n bedekking gebring nie, maar ook vergifnis. En dit is waarom, wat ek altyd sê, daar is niks in die hele woord wat in werking kan kom sonder die bloed. Dis eers die bloed, en in die Nuwe Testament, die hele Nuwe Testament kan nie in werking kom sonder die bloed. Dis waarom die Here gesê het, dis die Nuwe Testament in my bloed, en dan sê hy, dis my bloed in die Nuwe Testament, en is die Nuwe Testament in my bloed. So, die Nuwe Testament begin met bloed. Die Ou Testament het ook begin met bloed. By die bokke, wat geslag is vir klere. Die Nuwe Testament het begin met bloed. Waar het dit begin met bloed? Kom maar sê ek nou vir iets. Toe die Here Jesus op 8 dae besny is, toe het die bloed begin. Want dit is sy bloed wat vir ons 'n ewige godsaligheid bewerk en 'n ewige verlossing teweegbring. Sy bloed. Daai besnydenis op 8 dae het sy bloed begin vloei. Halleluja. Daar's baie ander wat sy bloed gevloei het, maar daar's net een bloed wat tel. En dis die bloed van Jesus. Niks anders. Dit is waarom die Ou Testament met die bloedoffers, met die bloedverbond ensovoorts is vervang in die Nuwe Testament met een bloed. En dis die bloed van Jesus. En dis waarom 8 dae toe hy besny is, toe hy die Nuwe Testament het deur bloed in werking gekom. Halleluja. En dit is vir my so kosbaar. Maar wat ek wil sê, ek wil net gerus noem, want dit is baie belangrik. Die volgende ding wat gebeur, is dat Abel bring 'n offer, en die bloed word weer vergiet. Elke keer as daar bloedvergieting is, dan is daar vergifnis. Maar met hierdie offer, die lam wat Abel geslag het, spreek van Christus. En toe sê die skrif, dat God het Abel en sy offer genadiglik aangesê. Dit meen, toe kom daar genade. Wat gebeur? Die bloed tot beskerming, of bedekking, en vergifnis. Abel, die bloed, wat bedekking, beskerming, vergifnis, en genade bring. Halleluja. En wat interessant is, dat van daardie offer af, kan jy nou regdeur gaan, ons kom ons by Noag. Noag, toe hy uit die ark het uitkom, toe bou hy 'n altaar en hy bring offer. Nou, hier is 'n baie interessante ding, dat, as ek die woord sê dit ook, die Here sê, maak 'n altaar van sand. Dit meen, ons het vandag ook maar so 'n braaipit wat ons het. Maar hulle het dit sommer gedoen daar in die sand. Die Here het gesê so. Nou,
die altaar wat Noag gebou het, glo ek was ook van sand gewees. Abel se was van sand. Want dit is baie interessant, dat die offers is die hele tyd gebring, sonder 'n altaar. En dit gaan regdeur tot en met Abraham. En die Here sê vir Abraham, net Abraham, nie Abraham nie, sê vir hom, bou vir my 'n altaar. Met klip. Ek wil nie sê dis die eerste altaar met klip nie, maar die offers wat die hele tyd gebring is tot by Abraham, moet nou op 'n altaar gaan. En hy bou die altaar. Isak bou altaar. Jakob bou altaar. So bou hulle. En almal van hulle bly offers bring. Offers bring. Offers bring. Dis vir my so wonderlik. En wat interessant is, nadat Abraham die altaar gebou het en hy geoffer, en toe het hy later moes hy 'n altaar bou om sy seun Isak te offer. Dit meen daar's altyd die offer was die heeltyd eerste. Daardie bokke wat geslag is vir klere, dit is 'n offer wat gemaak is. Abel is 'n offer. En so het hy die offer aangehou sonder 'n altaar. Maar toe kom dit by Abraham en dan moet 'n altaar gebou word. En nou kom die offer op die altaar. En ons sien dit by Isak. Maar wat hier vir my wonderlik is, dis die offer, dis die altaar, en toe sluit die Here met Abraham 'n verbond. 'n bloedverbond. Dit meen al hierdie offers, wat nou al van die mens gekom het in die tyd, al hierdie offers, die Here vat al hierdie offers saam in een ding, en dit is 'n bloedverbond. Nou, die bloedverbond het begin by Abel, want hy is die eerste mens wat gesterf het ter wille van sy offer. Daar het die bloedverbond begin, want bloedverbond kan net tussen die Here en 'n mens aangaan. Dit meen die mens se bloed moet vloei. En ons sien met die bloedverbond wat die Here met Abraham aangaan, is daar, het hy die besnydenis ingebring, sodat dit 'n ewige verbond kan wees. Maar hierdie eerste verbond, sê die skrif, sal weggeneem word en 'n tweede een sal daar gestel word. Maar wat wonderlik is dat die besnydenis van die Ou Testament met die bloedverbond met Abraham word aan die mens gedoen. En die Ou Testament word deur bloed verbind aan die Nuwe Testament. Want toe Christus besny word, toe word hy verbind aan daardie eerste verbond. Alhoewel die eerste weggeneem gaan word. Want wat nou gebeur? Die ou verbond wat weggeneem is in die nuwe verbond opgeneem vir ewig. En dit is deur die bloed van Jesus. Halleluja. En dis waarom die Here vir my gesê het, daar kan geen bloedverbond wees met beloftes as daar nie eers 'n altaar met 'n bloedoffer daarop gewees het nie. Halleluja. En dit is vir my so wonderlik, en jy kan maar die skrifte in die Ou Testament deurgaan, jy kan hulle almal deurgaan. Ek wil net vir u iets sê, dat wanneer ek die woord van die Here bedien, baie keer sê ek dinge wat mense wonder, maar wat gaan aan? Ek wil net dit sê, en dit is dat, doen jouself net 'n guns, en vat
daai ding wat jy nou eintlik nie reg verstaan nie, vat hom net na die woord in sy geheel. Want ek preek dinge wat verband het met die hele woord. Goed wat nooit gepreek is. Nou verstaan mense nie, ja, maar hoekom sê ek so en hoekom sê ek so nie? Nee. Ek het dit hoeveel keer gesê al, jy kan jou nie laat doop voordat jy nie deur die bloed gekom het nie. En mense, ek wil nie sê ons gestruikel nie, maar hulle het my aangespreek daaroor, ja, maar ek is 'n groot kerkmens, want ek glo nie in die doop nie. Ek wil vandag vir u sê, as daar een predikers wat glo in die doop van die gelowige na bekering deur die bloed, is dit ek. Halleluja. Maar wat ek wil uitwys is dit. Daar kan geen doop van die gelowige wees as hy nie deur die bloed gekom het. Daar kan nie. En dis waarom ek gesê het, hou op om doopdienste te adverteer. Kyk eers of die mense wat jy gaan doop, of hulle deur die bloed gekom het. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie deur die bloed gekom het, dan is daar nie vergifnis nie, dan is daar nie reiniging nie. Dan is daar nie 'n bloedverbond vir jou, met sy beloftes nie. Dat is vir jou niks, want jy is net gedoop. En ek wil dit weer sê, die doop alleen kan jou nie red nie. Ja, maar die Bybel sê, wat glo om laat doop sal gered word. Is dit al skrif waarop jy hoop? Alles wat die alle skrifte sê oor die doop en oor die bloed ensovoorts, dit gooi hom ver net om hierdie een skrif, sodat jy geregverdig kan word. Ek wil nou vandag vir jy sê, jy kan jou 100 maal laat doop, jy sal nie gered word. En ek gaan dit aan u in hierdie môre wys, want hierdie dinge is vir my wonderlik. Wanneer ons praat van die bloed van die Here. Ek wil net lees in Hebreërs 8 vers 13. As hy sê 'n nuwe verbond, nou daar is 'n nuwe verbond, het die eerste oud geword. Het hy die eerste oud gemaak. Dit meen daar's 'n nuwe verbond en God het self die ou verbond oud gemaak. Baie interessant, oud gemaak, want al die bloed van die Ou Testament wat gevloei het, kan geen mens red nie, kan geen mens salig maak nie, kan geen mens verlossing gee nie, kan geen mens ewige saligheid gee nie. Dit het oud geraak, want dit is kragteloos. Halleluja. Christus kan nie oud word nie, want dit is kragtig, deur God bekragtig, God die Vader. Hy sê, en wat oud word en verouder is naby verdwyning, en dit is net so, die ou verbond het verdwyn, waar? Want alles is in Christus opgeneem, eenmaal geoffer, en daardie bloed werk vir ewig. Nie soos die Ou Testament, elke keer ander bokke en skape, elke keer ander mens wat besny word, ensovoorts. Nee, Christus kom en hy maak een, en dit is sy bloed, en deur sy bloed is daar 'n verbond, is daar 'n offer, en dis waarom die woord sê, ons moet ons liggame stel as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit meen elke dag van my lewe moet my liggaam op die altaar wees. Halleluja. En dit is ons redelike godsdiens. Maar dis nie nodig nie. Nee, ons hou eerder feestydde, nee, ons hou eerder sametrek, en ons hou eerder kampe, en ons hou eerder dit, en ons hou eerder dit. Nou, en niks spreek van dat ek myself offer. Daar jou koortjie wat ons vroeër jare gesê, alles offer ek. Daai koortjie het verdwyn, want
die mens kan nie met die Pinksterkerk kan in elk geval nie meer alles offer nie. Daar is nie 'n manier nie. Hulle het alles van die wêreld ingebring, maar hulle self, ek praat van elke pastoor, elke kind van die Here, wat sê hy het deur die bloed gekom, kan nie meer sing, my alles op die altaar nie. Want die prediking is vandag so, jy het nie meer nodig om iets prys te gee nie. Jy het nie meer nodig om jou biertjie prys te gee, of jou wyntjie prys te gee, of jou make-up prys te gee, of jou kleredrag, hierdie goed wat hulle vandag dra, om dit prys te gee nie. So as ek nie iets hoef prys te gee nie, waarom moet ek my alles offer? As hy dit wel sing, my alles op die altaar, dan lieg hy. Ek sê alles is nie op die altaar nie, want hy ken nie die skrifte nie, dis waarom hy al hierdie goed aanvang. Maar, kom ons gaan dit verder. So, dus hy sê, wanneer die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou. Dit meen, die eerste tabernakel, alles moet verouder. Want hier is 'n tweede tabernakel, die hemelse tabernakel, wat eintlik die eerste tabernakel is, want die aardse tabernakel is 'n afbeelding van die hemelse, so die hemelse was eintlik eerste geweest. Maar vir ons as mens is hy die eerste, die aardse ene, en die hemelse is 'n tweede ene. Halleluja. Nou, en die eerste tabernakel moet glad nie meer stand hou nie, sodat die tweede ene. Dit is waarom in werking kan kom, Hebreërs 8 vers 7, want as hierdie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. 9 vers 3, Hebreërs, en agter die tweede voorhang sal die tabernakel wat genoem word die allerheiligste. Jy moet nou begin oplet na die skrifte, want dit is baie belangrik. Hebreërs 9 vers 28, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie weggeneem word. Die tweede maal sonder sonde verskyn aan hom wat aan die wat hom verwag tot saligheid. Dit is met die wederkoms. Hebreërs 9 vers 10 vers 9 het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede daar te stel. Hoe doen hy? Om God se wil te doen, die Vader se wil te doen, neem hy die eerste weg. Wat neem hy weg? Hy neem die ou verbond, hy neem die tabernakel, hy neem die wet met sy gebooie weg, hy ontbind dit nie, jy moet baie mooi luister, hy neem dit weg. Dit is nog daar, maar dit kan nie, as ek dit so sê, inmeng met dit wat die Vader vir sy seun gegee het om te kom doen nie. Daarom sê ek kom om u wil te doen. Dis nie meer weet jy, mag nie. Ek kom om u wil te doen. En daarom het die Here Jesus sê, baie sal in daardie dag vir my sê, in die naam wat ons duivels het gedryf, siekes is gesond gemaak, en ons het geprofeteer, en dan sal hy sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Nie elkeen wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel ingaan nie. Alleenlik hulle wat die wil van die Vader doen. En die Here kom en hy sê, ek kom om u wil te doen. So hy kom doen die wil van God. Hy, al hierdie ander goede in die Ou Testament, neem hy weg, want dit kan nie ingebring word in die wil van God nie. Halleluja. Dan sê hy die 12de vers, en ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dit meen, hy het met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Wanneer het hy met sy eie bloed in hierdie heiligdom ingegaan om voor die Vader te verskyn? Nadat hy opgestaan het en vir Maria gesê, jy vat nie aan my nie. Waarom? Ek was nog nie by my Vader en julle Vader en my God en julle God nie, want hy moes eers met sy bloed by die Vader verskyn en sy mag nie aan hom vat, want haar bloed is onrein. En sy bloed is heilig. So as sy nou aan hom vat, kan dit die heiliging van sy bloed miskien skade aangedoen het. Ek weet nie, maar dis wat ek dink. Maar wat hier vir my wonderlik is, hy gaan verder in die woord van die Here. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus,
wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. Nou, ek wil vandag vir u iets sê. Die Heilige Gees, hoor wat hierdie prediker vandag weer sê, het saam met die bloed begin, nie eers met die doping van die Heilige Gees. Ek hoop jy verstaan dit vandag. As die bloed van Jesus Christus nie gevloei het nie, waarborg ek vir jou, sal ons nooit die Heilige Gees ontvang het. Ek wil jou 100% waarborg. Ons sou nooit die Heilige Gees hierdie belofte ontvang het nie. Want die Heilige Gees werk, hoe sê hy, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. Dit meen dis deur die Gees gedoen, halleluja. En hierdie ding is in my wonderlik. As dit deur die Gees gedoen word, meen het dat die bloed het ook geestelik geword. Wat gebeur met ons bloed? As ek deur die bloed van Jesus gewas en ek is vry van sonde, dit meen my bloed is nou skoon. Nou is ek nie meer vleeslik nie, maar geestelik. So as ek geestelik is, wat is alles geestelik by my? Liggaam, siel en gees. En my liggaam het bloed in. Dit meen, as ek deur die bloed 'n ewige verlossing deuragtig geword het, en 'n ewige saligheid ontvang het, sê dit net vir my liggaam is deel daarvan, my siel is deel daarvan, en my gees is deel daarvan. So nou wandel ek in die gees deur, wat? Deur dat ek in my hele wese nou 'n geestelike lewenswandel volg. Met my bloed. Halleluja. Maar my bloed is nou, ek wil amper sê, deel van die bloed van Jesus Christus. Halleluja. Ek sê altyd, ek het 'n bloedoortapping gekry. Ek het bloed gekort, ek het bloedarmoede gehad, ongered. En toe moes ek 'n bloedoortapping kry, sodat my bloed kan regkom. En dit was die bloed van Jesus. So, halleluja, en sy bloed het van my bloed skoon bloed gemaak. Prys die naam van die Here. Nou gaan hy verder en hy sê, julle gewete gereinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hebreërs 9 vers 15, daarom is hy die middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament, die wat geroep is, die belofte van 'n ewige erfenis kan ontvang. Halleluja. Nou, sê Paulus in Hebreërs 9 vers 20. Dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Waar die bloed? Die bloed van Jesus is op ons verordeneer. En ek wil nou vandag vir julle sê, moenie dit ligtelik opneem. Moet dit nie ligtelik opneem. Hierdie bloed is op ons verordeneer. Halleluja. Prys die Here. En dit wat kosbaar is, spreek die mense nie meer vandag, die stel nie in belang nie. Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil, waar die wil, ek het gekom om u wil te doen, om die eerste weg te neem, om 'n ewige verlossing daar te stel, om heilig tot, heilig maak tot reiniging van die vlees. Dit is die bloed. Halleluja. Deur die Gees aan God sonder smet geoffer. Verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament. Dit meen die bloed van die Eerste Testament kon nie verlossing bring nie. Die bloed van die Tweede Testament, Jesus Christus se bloed, kan verlossing teweegbring. Vergifnis en verlossing. En wanneer ek verlossing ontvang, word ek gered van die sonde. Halleluja. Hy sê, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Wat is hierdie offer? Dis die bloedoffer.
dit is die wil van God wat die Here Jesus kom doen het, sodat ons deur hierdie wil geheilig kan word deur die offer van sy liggaam. Nee, net eenmaal, hy het nie nodig om 2 keer dit te doen, net eenmaal, halleluja, offer van sy liggaam, en dis 'n bloedoffer, dis die wil waardeur ons geheilig is. Nou sê die woord van die Here verder, Hebreërs 10 vers 12, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Halleluja. Hy sê, Hebreërs 10 vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hoe word ons geheilig? Deur die bloed. En nou sê die 15de vers, halleluja, dis in my so wonderlik. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuie. Wat se getuie? Van die offerbloed. Dus ek sê dit weer, die Heilige Gees het met die offer, hy het saamgewerk, sodat die offerbloed van die lam, hoe sê hy dit? Ek wil dit net graag lees. Halleluja. Hy sê, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. Dit meen, hy kon nie sonder die Heilige Gees homself offer nie. Halleluja. Dit meen, hy kon nie deur die Heilige, sonder die Heilige Gees hierdie bloedoffer bring nie. Oh, halleluja. En ook die Heilige Gees gee aan ons, en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Nou wil ek hierdie skrif lees, miskien sal jy dit nou verstaan wat die woord van die Here sê. Halleluja. Ek gee nie om of die woord eerste die bloed noem, of eerste die water noem nie, ek gee nie om nie. Nou, want die Heilige Gees getuig van die bloed, hy is ons getuienis van die bloed. Die Heilige Gees is die getuienis van ons doop. Halleluja. Dis waarom hy in Johannes hierdie mooi woorde sê, as ek dit gou kan kry. Hy sê in Apostel Johannes die 5de hoofstuk, hoor wat sê die Bybel. Hy sê, 1 Johannes 5 vers 6, dit is hy wat deur water en bloed gekom het, en hierdie ding is wonderlik. Hoor wat sê? Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Halleluja, prys die naam van die Here. Ek hoop jy verstaan, jy kan jou nie net sommer laat doop nie. Moenie die skrif net so glo soos wat jy hom lees nie. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word nie. Want die Heilige Gees getuig saam met die bloed, deur die bloed, met die bloed, dat ons kan alleen of verlossing kry, deur die bloed, gered word deur die bloed. As jy dit glo, en jy laat doop jou, dan sal jy gered word. Verstaan jy dit nie? Of het die vyand met al hierdie leerstellings van kerke jou besluier om die bloed een kant toe te stoot en te dink, jy kan jy net glo en jou laat doop en nou is jy gered. Dis 'n leuen. Hier sê Johannes het baie duidelik. Hy sê hierdie woorde, want daar is 3 wat getuig, die Vader, die Woord en die Gees. En hierdie 3 is een, halleluja, prys die Here, want die Gees, deur hierdie ewige Gees, het hy die offer onbesmetlik gebring aan God. Die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Hier sê hy, deur die water, deur die bloed, maak nie saak hoe om nie, bloed of water, maak nie saak nie, halleluja, maar die regte volgorde is, eers deur die bloed, dan deur die water, dan sal jy die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees getuig van die bloed, en hy sal ons leer en lei in die hele waarheid. Waaroor? Hy sal ons leer en lei oor die hele waarheid van die bloed. Dis die heel eerste ding wat die Heilige Gees doen. Want hy oortuig jou van sonde, geregtigheid en oordeel.
En net deur die bloed kan jy vergifnis kry en gereinig word van al jou sonde wat jy gedoen het. Die Heilige Gees getuig daarvan. Maar nou sê hulle, nou 3 weke het hulle kursus oor die doop. Dan op die einde van die dag, ons doop jou op jou eie geloofsoortuiging. Die Here weet. Kan jy dit glo? Dis nie sy eie geloofsoortuiging nie. Hy moet hom laat doop, sodat hy alle geregtigheid kan vervul. En die geregtigheid kom alleen deur die bloed. En die Heilige Gees getuig daarvan, in die hele woord. So as jy deur die bloed gaan, die Heilige Gees getuig daarvan. As jy deur die water gaan, die Heilige Gees getuig daarvan. As jy die Heilige Gees doop ontvang het, dan word jy verseël met die Heilige Gees. Dit wat jy nou alles gedoen het, gered deur die bloed, deur die water gekom, gevul met die Heilige Gees, die Heilige Gees verseël jou wedergeboorte. Halleluja. En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy enigstens twyfel oor enigiets, kontak my net asseblief. Ek wil graag met jou meer deel oor dit. Ek wil dit weer sê, die Heilige Gees getuig oor die bloed. Hy getuig oor die doop. En hy getuig ook oor die dooping met die Heilige Gees. En as jy gedoop word jy verseël met die Heilige Gees. Want alles werk deur die Heilige Gees, deur die bloed. Nou gaan hy verder. Halleluja. As die mense die skrifte net wil sien. Halleluja. Hy sê in Hebreërs 10 vers 17, en aan hulle sondes, hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Ek wil nou vandag vir iets sê. Moenie dink dat die Here dink aan jou sonde wat jy elke dag doen. Hy dink nie daaraan nie. Weet jy wanneer weet die Here dat jy iets verkeerd gedoen het? As jy dit gaan bely. En jy vra vergifnis met berou en trane. Hy sê, dan is ek getrou om jou te vergeef vir alle ongeregtigheid te reinig. Maar, ek wil dit vandag vir jou sê, moenie dink die bloed bedek jou sonde nie. Die bloed is daar om jou te reinig van sonde, nie om jou te bedek nie. Die bloed is daar 'n bedekking en 'n beskerming vir jou, ook verseker. Hy beskerm jou siel teen die sonde. Dis waarom ek dat die Here ek is angstig daaroor, dat die predikers oor die bloed moet preek. Want sy siel, hoe meer hy van die bloed hoor, hoe meer word sy siel beskerm teen die wêreld en die wêreldsgesindheid en die sondes en begeertes van die wêreld. Want die bloed kan dit uithou. Oh, halleluja. Oh, prys die Here. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer oor vir die sonde nie. Daar is net een offer vir die sonde. En deur hierdie offer is daar vergifnis. Maar as ek nie my sonde bely nie, gaan die Here dit nooit hoor nie. As ek dit vir jou so kan stel. En die dag as jy voor hom staan, dan gaan al die sondes uitgelig word. Want hulle is nie weggevat nie. Hulle is nie weggeneem nie. En dan sal die Here sê, ek kan vir jou niks doen nie. Hoekom het jy nie vir my gesê wat jy verkeerd gedoen het nie? Ek sou jou vergewe het. Ek sou jou gereinig het. As jy met berou gekom het, met trane gekom het, sou ek jou gehelp het. Ek sou jou, dis my bloed, ek sou dit vir jou gedoen het. Maar jy het dit nooit erken, jy het gesondig nie. Hoe moet ek weet wat jy verkeerd gedoen het? Die Here hou hom nie op met sonde nie. Ek wil vandag vir u sê, sonde sal nooit in die hemel gaan nie. Nie eers deur my gedagte nie. Want dit sal nie in die gedagte van God opkom nie. Want die bloed is daar om dit weg te hou.
Maar ek en jy kan alleen deur die bloed gereinig word, wanneer ons erken ons het gesondige, hierdie sonde voor die Here te noem en te bely met berou en trane ensovoorts, en dan was hy my rein en hy vat hy sonde weg, sodat die dag as jy voor hom staan, dan staan jy sonder sonde, deur die reiniging, deur die bloed. Ek wil vandag vir jou sê, die doop kan dit nie vir jou doen nie, dis net die bloed, asseblief mense. Halleluja, kom ons gaan net verder. Terwyl ons dan broeders met vrymoedigheid om aan die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ek wil nou vandag vir u sê, daar's een skrif en ek moet hom vir u lees. Want mense ruk hierdie skrifte uit verband het en nou dink hulle kan met die bloed van Christus maak net wat hulle wil. Hebreërs 4 en hulle gebruik hierdie skrif baie in die afgelope tyd. Hy sê die 14de vers, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Nou, weet jy wat die wonder, weet jy hoe het die Here medelee? Hy het sy bloed daar gestel. Dit is sy medelee. Want hy weet ons is swak. En daar is net een ding wat hierdie sonde, hierdie ding wat my swak maak in die gees. Daar's net een ding wat hierdie swakheid kan regmaak. En dis my bloed. En dis al wat die Here verwag, sodat jy sy medelee ten volle kan geniet. En dit is, bely jou sonde voor die Here. Met berou, trane en so vra die Here vergifnis. En dan kom sy medelee in werking. En die bloed van Jesus Christus sal ons vergewe, en hy sal jou reinig van jou sonde, en hy sal hy sonde wegneem. Maar dit word nie meer in die kerk toegelaat om te gepreek te word nie. Want hulle almal soek medelee, ag Here, u weet ek is ou swakkelingkie. Nou, gee aan my medelee, of wat ook. Is patheties. Die Here het vir jou alles gegee, sodat jy uit hierdie toestand kan kom, en dit is, hy het sy bloed vir jou gegee. Ongeloof, gaan bely jou voor die Here, want dit is sonde. Dat die bloed jou kan reinig van hierdie ongeloof. Dat hy mag van ongeloof kan bring. So kan ek een ding na die ander. Dis net die bloed wat kragtig is. Hy sê, nog die besnydenheid, nog die onbesnedenheid, het enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Jy het krag, deur die bloed, en dan gee die Here nog vir jou die Heilige Gees ook, wat 'n krag is. Dit net as hierdie twee kragte saamwerk in jou, wat kan gebeur? Maar ons soek net die een krag, en dis die Heilige Gees. Ons soek nie meer die bloed nie. Dis waarom die kerk kragteloos geword het. Hy sê hierdie mooie woorde, 10 vers 20, op 'n nuwe lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel, dit is sy bloed. En ek wil nou vir julle sê, hierdie versie wat hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry en genade te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Nou sê hy, die 19de vers wat ons nou net oor gepraat, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Almal wat hierdie versie preek, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, en hulle haal nie die volgende versie aan, wat vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Ek wil nou vandag vir jou sê, as jy nie met deur die bloed van Jesus in die heiligdom ingaan, na die troon van genade toe nie, sal jy nooit by die troon van genade uitkom. Jy moet deur die bloed kom en gaan. Want deur die bloed het jy vrymoedigheid
om na die heiligdom te gaan, om na die troon van genade. Ek hoop jy verstaan dit. Moenie dink, jy kan hier bloedloos staan en dink jy nou by die troon van genade nie. Jy is nie daar nie. Jy moet deur die bloed gaan. Sorg dat jou lewe gereg is. Raak ontslaaf van jou sonde en wêreldgesindheid en wêreldeer en wêreldgelykvormigheid. Laat die bloed jou rein was. Jy moet nie dink met jou glasie wyn, jy gaan in die heiligdom ingaan nie. Want jy kan nie deur die bloed gaan nie. Ja, maar daar is niks verkeerd met 'n glasie wyn nie. Wie sê vir jou so? Dis omdat jy dit glo, dat jy nie deur die bloed na die heiligdom kan gaan nie. Wat van rook? Nee, steek maar 'n ou sigaretjie op. Jy sal nie by die heiligdom uitkom nie. Want ek het in my lewe gesien hoe die Here mense verlos van wyn, glasie wyn, hoe die Here verlos van 'n sigaret, hoe die Here hulle verlos van dit. Daar's baie goed. En nou wil jy vir my kom vertel alles is reg. Gaan na die Here toe en bely jou goed. Kom ons gaan net verder. Christus sê, laat ons toetree met 'n waaragtige raad in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig. Van wat? Slegte gewete. Wat is die besprinkeling? Van die bloed. Nee, dit is wat ons die hele tyd praat. Nee, ons baie sê pleit die bloed, baie sê vra die bloed. Nee, is eintlik die Here ons word heeldag besprinkel met die bloed. Maar as ons die bloed vergeet, hoe gaan ons deur die bloed besprinkel word? In plaas, ek ben, as jy sê, Here, ek pleit die bloed oor my, jy kan net sowel sê, Here, besprinkel die bloed oor my. Dis reg volgens die skrif. Dis God se wil. Dis die wil van die Vader wat Jesus kom doen het. Dat deur sy bloed vir alles bewerk kan word vir ons. Hy sê in 'n slegte gewete die liggaam gewas met rein water. Halleluja. Ek meen die Here Jesus is 'n bedienaar van 'n hemelse heiligdom om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Wat het hy gehad om te offer? Sy liggaam. Hy is die lam van God, sy liggaam en sy bloed. Hy het hierdie offer gehad. Halleluja. Weet jy wat, aan die einde van die dag sluit ons weer af met die offer. In die Ou Testament begin ons met die offer. Halleluja. En al die offers tot en met Christus. Niks beteken nie, is kragteloos. Niemand kon regverdig word. En hierdie een offer alleen kan ons regverdig. Want deur hierdie offer, hierdie bloed van Jesus, kan ons geheilig word, regverdig word. Halleluja. Ek is amper klaar. Hy sê, want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie. Omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Waarom sou hy op aarde nie? Hy is nie van die geslag van Levi nie, so hy kon nie hoëpriester word nie. Hy was 'n ander geslag, maar Christus is 'n hemelse hoëpriester in 'n hemelse tabernakel waar hy die offer bedien. Halleluja. Dit in sy liggaam en sy bloed. Hy het 'n offer gebring en hy kan hierdie offer gebruik vir my en jou. Maar as ek hier na hom toe kom en sê, Here, ek het verkeerd gedoen, nie vergewe my. Nou, en ek bely dit met berou en trane. En ek vra, Here, reinig my, was my, vergewe my in die bloed. Dan is hy getrou. Hy het medelee met jou. Want hy weet dat die mense swak. Maar moenie jou swakheid wil verberg. Net te sê, ja, ek kan met vrymoedigheid na die, want die Here het met my medelee. Jy sal waaragtig deur die bloed moet kom. Hy sê, 8ste hoofstuk, die 5de vers, hulle wat 'n afbeelding en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, wat hy gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg getoon is. 6de vers, maar nou het hy 'n voortreffelike bediening verkry, sover hy ook middelaar van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Halleluja. Ou Testament
ou verbond met die beloftes. Maar die Here Jesus kom en hy vat die ou verbond met sy beloftes. En hy, ek wil amper sê, hy verenig dit in sy bloed. Sodat net deur sy bloed daar ook met 'n nuwe verbond, net deur sy bloed, daar ook nou nuwe beloftes is. Dit meen, hy maak alles nuut, totaal geheel en al. En hy kon net alles nuut maak as gevolg van sy bloed. Daar is niks op hierdie aarde. Niks. Jy kan Bybelstudies doen, jy kan Bybelkursusse loop, jy kan die een leiersberaad na die ander loop, jy kan deur wie geleer word. Ek gee nie om wie hy is nie. Hy kan 'n professor, 'n dokter, 'n godsaligheid wees. Ek gee nie om wie hy is nie. As daardie persoon hierdie bloed evangelie nie verkondig nie, dan is hy niks. Absolute niks. En God stel nie eers belang in hom nie. Want hierdie was die wil van sy seun, om homself as 'n offer te gee, om die sondes, die oortredinge van die Ou Testament, sover die wet ensovoorts, om daardie sonde nie net te vergewe nie, maar om daarmee weg te doen. Professor, dokter in godsgeleerdheid, verstaan jy, ek wil amper sê, jou dom verstand, verstaan dit nie, wat die woord van die Here vir ons sê nie. Maar jy is te slim. En die duiwel sorg dat jy wegblyf van die bloed van die Here Jesus af. Ek moet nou vandag vir iets sê. Daar is vir jou geen toegang agter die voorhangsel in die heiligdom as jy nie met die bloed kom nie. Nie deur die bloed. Jy moet met die bloed kom. Want jy is 'n bloedgewaste. Dit meen, jy het die bloed van Jesus ontvang. Jy moet met hierdie bloed kan deurstap. Daar is geen priester of hoëpriester wat sonder bloed in die allerheiligste kon ingaan nie. Nee, hy kon nie, hy mag nie. Hy sou gesterf het. En daarom gee Christus sy bloed, sodat ons kan deurstap na die heiligdom met sy bloed, om voor die troon van genade te verkeer. Halleluja. En ons sal nie doodgemaak word nie. Nee, ons sal inteendeel nog meer lewe kry. Doen weg met al julle predike, al julle snaakse goed wat julle preek. Raak het ontslaan daarvan. Begin by dit wat God werklik, ek wil amper sê, wat sy aandag trek. Dat hy 'n behaag in jou kan hê. Begin en bly en wees in die bloed. En beweeg met die bloed. Dis al wat jou gaan help. Reg deur jou lewe. Dring daarop aan dat jou prediker begin praat oor die bloed. As hy kennis het, sal hy. As hy nie kennis het nie, kan hy nie. Want het is net die Heilige Gees wat die werking van die bloed en wat die bloed werklik is vir ons kan oopmaak. Uit die woord. En dit is wat kosbaar is. Prys die Here. Vader, ons wil baie, baie dankie sê vir u onfeilbare woord. Dankie vir u seun wat uitgeroep het. En kom, o Vader, om u wil te doen. Deur hierdie wil is ons geheilig. Waar hy wil om die offer te wees. Die wil dat u bloed moet vloei. Dat u liggaam verbreek word, sodat ons die brood van die lewe kan ontvang. Dat ons kan ontvang die bloed van die ewige testament, wat vir ons ewige lewe bring. O Here, as ons so kyk, veral na die Pinksterkerk daar. My God, daar is groot bloedarmoede onder hulle. En hulle is almal siek.
gee genade in die gees siek, hulle geestestoestand as gevolg van bloedarmoede. Hulle het beraders nodig, pastorale sielkundiges, intercessors. Want daar is die bloed nie, Here. Hulle is bleek en kragteloos. Hulle lyk so spook. Ons bid vir groot genade in Jesus se naam. Help ons. Dat hierdie bloed van hierdie evangelie, die bloed van die kruis, dat het 'n krag vir ons sal bly. Vir ons wat glo in die naam van die Seun van God. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.